Goeiemôre, dit is Woensdag die 27ste Mei. Vanoggend 1 Tessalonisense 3 vers 1 tot 4. Hier skryf Paulus: Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons dit goed gedink om alleen in Athene agter te bly. En ons het vir Timotheus gestuur, ons broer en ons medewerker van God, vir die evangelie van Christus, om julle in julle geloof te versterk en te bemoedig, sodat niemand deur hierdie beproewinge ontstel word nie. Julle weet self dat ons daartoe bestem is, want ook toe ons by julle was, het ons herhaaldelik vooraf vir julle gesê dat ons verdruk sal word. Iets wat, soos julle weet, inderdaad gebeur het. Gelowiges gaan verwerping, verdrukking, beleef in die wêreld. Ons gaan dit beleef dat mense vir ons lag, dat mense vir ons kwaad word, dat mense nie van ons hou nie, dat mense valsgoed van ons sê, omdat ons in Jesus Christus glo. Omdat ons glo in die Bybel, omdat ons vashou aan die woord. En dan sê Paulus, dis iets wat ons weet moet gebeur, iets wat ons gaan beleef, maar dan stuur hy ook byvoorbeeld vir Timotheus om ander te gaan ondersteun, in geloof te versterk. Ons as gelowiges het saam met ons vasstaan in ons geloof ook die verantwoordelikheid en die taak om mekaar te bemoedig. By mekaar te gaan staan en mekaar aan te moedig. Saam met mekaar te bid, saam met mekaar te huil, saam met mekaar te lag, om mekaar vas te hou op hierdie geloofspad. Dalk is dit ek wat vandag iemand anders bystaan en môre is hulle weer die wat om my bystaan. Gelukkig het God ons nie alleen die wêreld ingestuur nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, hy self is by ons, hy het vir ons medegelowiges gegee, om hom te kan beleef. Kom ons gaan leef dit, staan vas in ons eie geloof, gaan ondersteun mekaar. Dankie Hemelse Vader dat ons kan deel wees van u koninkryk. Geroep, gered, gebind deur Jesus Christus. Here, mag ons ook nou u verheerlik in wat ons sê en wat ons doen. Mag ons u naam groot maak, Here, oor die wêreld. Maar mag ons ook mekaar as gelowiges bystaan en ondersteun. Here, dat ons u teenwoordigheid sal beleef in mekaar, dat ons sal vasstaan in verdrukking en vervolging. Dankie dat ons nog vry kan wees in ons eie land. Ons bid vir medegelowiges waar dit nie so gemaklik gaan nie. Maar Here, bewaar ons ook dat ons vryheid ons baie keer lui maak en laks maak. Ons bid dat u deur die Gees u kerk sal bou. In Jesus Christus se naam. Amen.